Die vroeë oggendson het sy eerste strale oor die strate van Kaapstad gegooi, maar vir klein Tembi was elke dag dieselfde stryd. 7 jaar oud, met 'n maar gesiggie en verslyte klere, het sy die dag begin soos altyd, deur die asblikke agter die blommemark te deursoek. Die verwelkte blomme wat handelaars weggegooi het, was haar broodwinning. Vandag gaan 'n beter dag wees, fluister sy vir haarself terwyl sy 'n handvol verwelkte rose in haar verslete sak blaas. Tembi het die strate van Kaapstad se middestad beter geken as meeste volwassenes. Sy het geweet watter restaurante kos uitdeel aan die einde van die dag, watter sekuriteitswagte jou met rus laat, en watter toeriste die mees waarskynlik is om 'n muntstuk vir 'n blommetjie te gee. Die reën wat begin val het, was onverwags. Die lug was skielik donker en swaar druppels het op die sypaadjies geval. Mense het gehardloop om skuiling te soek, maar Tembi het kalm na die Kompanjestein gestap, haar gunsteling plek in die hele stad. Die groot bome daar bied uitstekende skuiling, en wanneer die parkwagters nie kyk nie, kon sy soms 'n paar minute op een van die banke rus. Dis net water, het sy saggies vir haarself gesê. Water maak blomme groei. Sy het dieper die park in beweeg, na 'n ou eikeboom wat sy as haar spesiale plekke beskou het. Die reën het harder geval, en sy het haar sak styf teen haar maar lyfie vasgehou om die blomme droog te hou. Dit was toe dat sy dit gesien het, 'n groot, elegante mandjie, versigtig agter haar gunsteling boom geplaas, half bedek met 'n waterdigte doek. Iets wat definitief nie daar hoort nie. Tembi het versigtig nader gestap. Miskien was dit iemand se piknikmandjie wat hulle vergeet het toe die reën begin val het. Miskien was daar kos binne. Die gedagte het haar maag laat grom. Toe sy die doek oplig, het haar asem in haar keel vasgesteek. 3 identiese baba gesiggies het na haar opgekyk. Hulle het gelyk of hulle slaap, rustig en onbewus van die reën of die koue. Elkeen was geklee in die sagste, duurste babaklere wat sy nog ooit gesien het, klein blou pakke met fyn geborduurde patrone. 'n Versorgde baba-reuk het haar in die gesig getref, poeier en sagte seep, nie die reuk van die strate nie. "Jene," het sy gefluister, haar oë groot van verbasing. Langs die 3 slapende babas was 'n verseelde koevert en 'n sak vol baba-benodigdhede, bottels, formuule, doeke en klere. Tembi het na die koevert gereik en dit oopgemaak. Sy kon net 'n paar woorde lees, skool was 'n luukse wat sy nooit gehad het nie, maar sy kon haar eie naam uitmaak, aan die persoon wat hierdie kinders vind. Die res was te moeilik. Te veel groot woorde. Maar die papier was dik en duur, soos die soort wat in die groot winkels verkoop word. Een van die babas het geroer en saggies gekerm. Sonder om te dink, het Tembi haar pinkie naby die baba se mondjie gehou, en die baba het instinktief daaraan begin suig. Sy het dit al gesien, hoe mamma sal babas troos. "Waar is julle mamma?" het sy saggies gevra, wetend dat daar geen antwoord sou kom nie. Sy het om haar rond gekyk. Die park was verlate vanweë die reën. Niemand in sig nie. Net sy en 3 weeskinders. Die gedagte het skielik by haar opgekom, miskien was hulle nie weeskinders nie. Miskien was hulle net vir 'n oomblik alleen gelos. Maar wie sou 3 klein babatjies in 'n mandjie in die reën los? Selfs die rykes met hul vreemde maniere sou nie so iets doen nie. Tembi het geweet wat dit beteken om alleen te wees. Sy het geweet hoe die strate jou kon breek. Hierdie baba sou nie eens 'n nag oorleef nie. "Ek kan julle nie hier los nie," het sy gefluister. "Maar wat moet ek met julle maak?" Die tweede baba het wakker geword, blou oë wat haar aanstaar sonder om te fokus. Die derde het nog vasgeslaap, 'n klein duimpie in sy mond. Die reën het harder geval. Water het begin drup deur die takke van die eikeboom. Sy moes vinnig besluit. Met 'n sug het Tembi haar verwelkte blomme uit haar sak gehaal en op die grond laat val. Met versigtige hande het sy die mandjie se handvatsel gegryp en dit opgelig. Dit was swaar, baie swaarder as wat sy verwag het. Maar sy was gewoond aan swaar laste, die emmer water wat sy elke oggend van die gemeenskapskraan moes dra was nie ligter nie. "Kom," het sy saggies vir die babas gefluister, "ek ken 'n plek." Aan die ander kant van die stad, in 'n luukse huis in Kampsbaai met uitsig oor die oseaan, het Hendrik Vermeulen die telefoon neergesit, sy gesig bleek van skok. Sy vrou, Elise, was in 'n hospitaal na 'n motorongeluk, en nou was sy grootste vrees bewaarheid. "Ons kan hulle nêrens vind nie, meneer," het die sekuriteitshoof gesê. Die kinderoppasser sê sy het die 3 seentjies vir 'n oggendstappie in die tuin geneem toe mevrou gebel het oor die ongeluk. En die verwarring wel.
In die verwarring het sy my 3 seuns alleen gelos, het Hendrik uitgebars, sy stem hard genoeg om die mure te laat bewe. Waar presies? By die privaattuin, meneer. Sy het gedink dit sou veilig wees terwyl sy die motorbestuurder bel. Toe sy teruggaan. Hendrik het sy oë gesluit, probeer om sy asemhaling te beheer. My seuns is weg. Frederik, Daniel en Johannes. 5 maande oud. En jy sê vir my hulle is net verdwyn. Ons het die hele tuin deursoek, meneer. Die sekuriteitskameras wys niks. Ons het reeds die polisie gebel. Bel almal, het Hendrik beveel, sy stem nou eisig kalm. Elke privaat speurder in die stad. Ek wil 'n beloningsbod van 2 miljoen rand vir enige iemand wat inligting het. Ek wil my seuns terug, en ek wil hulle nou terug hê. Terwyl hy sy baadjie gryp, het hy na die groot familiefoto teen die muur gekyk, Elise met die 3 pasgebore seentjies in haar arms, stralend van trots. Hulle volmaakte gesin. Ek gaan hulle vind, het hy gefluister. Al kos dit my elke sent wat ek het. Hendrik het geen idee gehad dat sy kosbare seuns op daardie oomblik deur die reënerige strate gedra word deur 'n klein dogtertjie wat net probeer om hulle teen 'n wêreld te beskerm wat vir haar nog nooit juis gaaf was nie. Tembe het die vervalle pakhuis wat sy huis genoem het bereik, uitasem maar vasbeslote. Die gebou was jare gelede verlate, maar sy het 'n klein hoek agter gebreekte kratte ingerig met 'n matras, 'n paar komberse en die paar besittings wat sy versamel het. Welkom by my paleis, het sy vir die 3 babas gefluister, terwyl sy hulle versigtig op haar matras neersit. Dis nie veel nie, maar dis veilig en droog. Die 3 identiese gesiggies het na haar opgekyk, nog nie ten volle bewus van hoe drasties hul lewens verander het nie. Die eerste nag was die moeilikste. Tembe het nog nooit vir 'n baba gesorg nie, laat staan 3 identiese kleintjies. Sy kon hulle nie eens van mekaar onderskei nie, behalwe vir die klein gekleurde armbande wat elkeen gedra het, blou, groen en rooi. Dankbaar vir die inhoud van die mandjie, het sy die bottels gevind en die instruksies op die melkformule bestudeer. Die prentjies het gehelp, al was die woorde bo haar vuurmaakplek. Sy het die bottel water wat sy altyd bewaar gebruik om die formule aan te maak, versigtig gemeet soos die prentjies gewys het. Julle is honger, het sy saggies gefluister terwyl een van die drieling, die een met die blou armband, begin huil het. Kom, klein blou seentjie. Die baba het gretig aan die bottel begin suig, sy klein handjies wat daarteen druk. Tembe het 'n gevoel van tevredenheid ervaar wat sy nog nooit voorheen gevoel het nie. Iemand het haar nodig gehad. Nie net nodig nie, maar absoluut, heeltemal afhanklik van haar. Jy het 'n naam nodig, het sy gesê terwyl sy die kind in haar arms wieg. Ek gaan jou Sipho noem. Dit beteken 'n geskenk in Xhosa. Sy het na die baba met die groen armband gekyk. Jy kan Thabo wees, dit beteken vreugde. En laastens na die een met die rooi armband. En jy is Temba, hoop. Die name wat hulle reeds gehad het, Frederik, Daniel en Johannes, was onbekend aan haar. Die briefie in die mandjie was te moeilik om te lees, en die name wat daarop gestaan het geen betekenis vir haar gehad nie. Nadat al 3 babas gevoed, skoongemaak en teruggelê was op die matras, het Tembe langs hulle gesit en na hulle gekyk. Hulle was so mooi, so perfek. Hul klein vingertjies, hul sagte asemhaling, selfs die manier waarop hul wimpers teen hul wange gerus het, alles was wonderlik. Ek sal vir julle sorg, het sy beloof, haar stem sag maar vasbeslote. Niemand sal julle ooit seermaak nie. Die volgende oggend het Tembe besef dat sy iets moes doen, haar voorraaddoeke en formules sou nie vir ewig hou nie. Sy moes meer kry, maar sy het geen geld gehad nie. Haar daaglikse verkope van verwelkte blomme het skaars genoeg ingebring vir haar eie kos, laat staan die behoeftes van 3 babas. Sy het die drieling versigtig in hul mandjie geplaas, omring deur die sagte komberse. Bly stil, my kleintjies, het sy gefluister. Ek moet gou gaan werk. Ek sal so gou as moontlik terugkom. Die oggendstrate was besig met mense op pad werk toe. Tembe het haar gewone staanplek ingeneem buite die stasie, maar hierdie keer het sy meer as blomme gehad om te verkoop. Sy het die pragtige baba-komberse uit die mandjie geneem, fluweelsag en duidelik baie duur. Met 'n swaar hart het sy dit aan verbygaande vroue aangebied. Asseblief, mevrou, het sy 'n goed geklede vrou genader. Hierdie is 'n spesiale kombers, baie sag. Slegs R50. Die vrou het vir 'n oomblik gestop, haar oë wat oor die luukse kombers beweeg. Waar het jy dit gekry, kind? Dit lyk baie duur.
Tembi het haar oë afgewend. Dit was 'n geskenk, mevrou. Die vrou het haar wenkbroue gelig, maar het nogtans in haar beursie gegrawe. Ek sal jou R30 gee. Dit was minder as wat Tembi gehoop het, maar sy het ingestem. Sy het nog 4 komberse verkoop, plus 'n paar van die nuwer kledingstukke uit die mandjie. Met die geld het sy baba formule, meer doeke en 'n paar goedkoop bottels by die apteek gekoop. Toe sy by die pakhuis terugkom, het die drieling gehuil van honger. Tembi het hulle vinnig gevoed en getroos, haar hart vol skuldgevoelens omdat sy hulle alleen moes los. Ek is jammer, het sy gefluister terwyl sy klein Temba se rug vryf. Môre neem ek julle saam met my. Ek sal 'n manier vind. Terwyl Tembi geleer het om vir die drieling te sorg, het 'n ander drama in die stad ontvou. Hendrik Vermeulen het skaars geslaap in die 2 dae sedert sy seuns verdwyn het. Sy vrou Elise was nog in die hospitaal onbewus van die tragedie wat hul gesin getref het. Die dokters het gesê dat die skok haar herstel kon belemmer. Ons het elke vierkante sentimeter van die tuin deursoek, het die polisie-inspekteur verslag gedoen. Daar is geen teken van geweld of 'n gedwonge toegang nie. Wie ook al die kinders geneem het, het geweet hoe om verby die sekuriteitssisteme te kom. Dit was 'n beplande ontvoering, het Hendrik gesê, sy stem ees van uitputting. Het julle enige lospryshuis ontvang? Nog niks nie, meneer Vermeulen. Maar dit is nog vroeg. Hendrik het deur die venster na die reënerige stad gekyk. Iewers daar buite was sy 3 seentjies. Was hulle veilig? Was hulle bang? Het hulle gewonder waar hul ouers was? Verdubbel die beloning, het hy besluit. 4 miljoen rand vir die veilige terugkeer van my seuns. Ek wil dit op elke koerant voorblad, elke nuusbulletin, elke sosiale media platform sien. Die inspekteur het geknik. Ons sal dit doen, meneer. En ons het ook 'n identiteit van die kinderoppasser versprei. Sy het verdwyn kort nadat die kinders vermis is. Vind haar, het Hendrik beveel. As sy enigiets hiermee te doen het. Die woorde het in sy keel vasgesteek. Hy kon nie eers daaraan dink nie. Sy 3 seuns, sy erfgename, die hart van sy gesin, was weg. En hy was magteloos. Terug in die pakhuis het Tembi 'n belangrike ontdekking gemaak. Terwyl sy deur die sak met baba benodigdhede kyk, het sy 'n klein foto gevind, versigtig in plastiek toegedraai. Dit was 'n foto van die 3 babas saam met 'n man en vrou, duidelik hul ouers. Die vrou was pragtig, met lang blonde hare en 'n vriendelike glimlag. Die man was groot en imposant, met 'n ernstige gesig, maar oë wat sag na sy gesin kyk. Tembi het na die drieling gekyk wat nou rustig op haar matras slaap, en toe terug na die foto. Daar was geen twyfel nie, dit was hulle. Julle het 'n mamma en 'n pappa, het sy saggies gesê. Hulle lyk gaaf. Dit het haar laat wonder waarom die babas in die park gelos is. Was dit 'n ongeluk? Het iemand hulle gesteel en toe bang geword? Die gedagte dat hierdie babas 'n regte familie iewers gehad het, mense wat miskien na hulle soek, het haar diep gepla. Maar wat kon sy doen? Sy kon nie die polisie vertrou nie, hulle het haar al voorheen van die strate probeer verwyder, gedreig om haar na 'n weeshuis te stuur. As sy na hulle gaan met 3 babas wat nie aan haar behoort nie, wat sou gebeur? Sou hulle verstaan dat sy net probeer help? Dalk moet ek julle terugvat na die park, het sy gefluister. Dalk sal julle mamma en pappa julle daar soek. Maar selfs terwyl sy dit sê, het sy geweet sy kon nie. Die park was nie veilig nie. Die reën, die koue, die mense met slegte bedoelings, sy kon nie die 3 weerloos daar los nie. Nee, het sy besluit, ek sal julle hou totdat ek 'n beter plan het. Wat Tembi nie besef het nie, was dat die hele Kaapstad reeds na die vermiste Vermeulen drieling gesoek het. Elke nuusbulletin, elke koerant, selfs plakkate teen lamppale het die gesigte van die 3 babas vertoon met die woorde ek vermis in groot rooi letters bo-aan. Maar in die wêreld van 'n straatkind was nuus 'n luukse. Televisie, koerante, selfs gesprekke met gewone mense, dit was alles buite Tembi se bereik. Sy het geen idee gehad van die drama wat om haar ontvou het, of hoe naby sy was aan die middelpunt daarvan nie. Die 3de dag van haar nuwe rol as 'n moeder het 'n onverwagte besoeker gebring. Tannie Nomsa, 'n ouerige vrou wat in een van die nabygeleë informele nedersettings gewoon het Tembi al jare geken. Sy was een van die min mense wat vriendelik was teenoor die straatkind, wat soms kos of klere gebring het wanneer sy kon. Tembi, is jy hier kind, het die ouerige stem deur die pakhuis weergalm.
Tembi het verskrik na die slapende drieling gekyk. Sy het nie verwag dat iemand haar skuilplek sou vind nie. Vir 'n oomblik het sy geweifel, toe besluit dat sy Tannie Nomsa kon vertrou. "Hier, Tannie," het sy saggies geroep. Die ouer vrou het haar pad gevind deur die donker pakhuis, haar gesig plooiend van besorgdheid. "My kind, ek het jou nie vandag gesien nie. Ek was bekommerd." Sy het stil geword toe sy die 3 babas op die matras sien. Haar oë het wyd gerek en haar hand het na haar mond gevlieg. "Goeie genade, Tembi. Wat het jy gedoen?" "Ek het hulle nie gesteel nie," het Tembi vinnig gesê, angs in haar stem. "Ek beloof, Tannie. Ek het hulle in die park gevind, alleen in 'n mandjie in die reën. Ek kon hulle nie daar los nie." Tannie Nomsa het versigtig nader gestap, haar knieë kraak terwyl sy langs die matras kniel. Sy het die babas bestudeer, haar gesig 'n mengsel van verwondering en kommer. 3 identiese seentjies so pragtig. "Ek noem hulle Sipho, Tabo en Temba," het Tembi trots gesê. "Ek sorg vir hulle. Ek het genoeg formule vir nog 2 dae en baie doeke. Ek leer vinnig, Tannie." Die ouer vrou het Tembi se gesig tussen haar hande geneem, haar oë ernstig. "My kind, jy het 'n goeie hart, maar jy verstaan nie. Hierdie babas behoort aan iemand. Iemand wat seker wanhoopig na hulle soek." "Ek weet," het Tembi erken. "Ek het 'n foto van hulle mamma en pappa gevind." Sy het die foto uit die sak gehaal en dit aan Tannie Nomsa gegee. Die vrou het na die foto gekyk en het skielik bleek geword. "Ai, Tembi, weet jy wie hierdie mense is?" Tembi het haar kop geskud. "Hierdie is die Vermeulen familie. Die rykste man in Kaapstad. Sy vrou was in 'n ongeluk en nou het sy kinders verdwyn. Dis oral op die nuus. Die hele stad soek na hierdie babas." Tembi het gevoel hoe haar maag draai. Gaan hulle sê dat ek hulle gesteel het?" Tannie Nomsa het diep gesug. "Ek weet nie, my kind. Maar ek weet dat hoe langer jy hulle hou, hoe moeiliker gaan dit word. Ek kan hulle nie net teruggee nie," het Tembi gesê, trane wat in haar oë vorm. "Hulle sal my nooit glo nie. Hulle sal dink ek het hulle gesteel. Hulle sal my wegvat, Tannie." Die ouer vrou het versigtig een van die babas opgetel, Tabo, met die groen armbandjie. Hy het in sy slaap gekreun, maar nie wakker geword nie. "Hierdie babas is goed versorg," het sy gesê, verbastering in haar stem. "Jy doen 'n beter werk as baie moeders wat ek ken. Maar jy is self nog 'n kind, Tembi. Jy kan nie vir altyd vir 3 babas sorg nie." "Ek het hulle lief," het Tembi gefluister. "Ek weet jy het Tannie Nomsa saggies gesê, terwyl sy die baba terugsit. En dit is hoekom jy die regte ding moet doen." "Wat is die regte ding, Tannie?" Die ouer vrou was vir 'n lang oomblik stil. "Gee my 'n bietjie tyd. Ek moet hieroor dink. Intussen sal ek jou help. Ek sal môre terugkom met meer voorrade. En ek sal my ore oop hou vir wat mense sê oor die vermiste kinders." Nadat Tannie Nomsa vertrek het Tembi alleen gesit in die skemer van die pakhuis, al 3 babas wat nou wakker was en na haar staar. Hulle het gelyk of hulle haar kon verstaan, of hulle geweet het dat hul toekoms in die weegskaal was. "Ek wil nie van julle afskeid neem nie," het sy aan hulle gefluister. "Maar ek wil ook nie in die moeilikheid kom nie." Een van die babas, Sipho, het sy hand na haar uitgesteek. Sy het haar vinger uitgehou en hy het dit stewig vasgegryp. Die eenvoudige gebaar het haar laat huil. In sy luukse kantoor in die middestad het Hendrik Vermeulen na die nuutste verslag van sy privaat speurders geluister. "Ons het 'n leidraad, meneer Vermeulen," het die hoofspeurder gesê. "Een van ons informante in die distrik 6 gebied rapporteer dat 'n straatkind skielik baba formule en doeke koop, 'n dogtertjie, 7 of 8 jaar oud, wat voorheen blomme verkoop het." Hendrik se oë het vernou. "Jy dink 'n kind het my seuns geneem. Dis onwaarskynlik dat sy alleen opgetree het, meneer. Maar ons dink sy dalk weet iets. Ons het mense in die gebied ontplooi om haar te soek. Vind haar," het Hendrik gesê, sy vingers wat teen sy lesenaar trommel. "En bring haar na my." Die speurder het sy keel skoon gemaak. "Met alle respek, meneer, as ons 'n kind ondervra, moet dit deur die behoorlike kanale gaan. Die kinderwelsynsdienste. My seuns is vermis vir amper 4 dae," het Hendrik onderbreek, sy stem soos ys. "Elke sekonde wat verbygaan, verminder ons kanse om hulle veilig terug te kry. Ek gee nie om hoe jy dit doen nie, bring daardie kind na my toe sodat ek haar self kan vra. Verstaan?
Die speurder het geknik en vertrek, Hendrik alleen latend met sy woede en sy vrees. In die hospitaal het Elise Vermeulen stadig haar oë oopgemaak. Die wit plafon van die hospitaalkamer wat in fokus kom vir 'n oomblik was sy deurmekaar, onseker waar sy was of wat gebeur het. Hendrik, het sy sag geroep. 'n Verpleegster het haar skouers saggies gedruk. Hallo mevrou Vermeulen. U is in die hospitaal. U was in 'n ongeluk. U man sal binnekort hier wees. Elise het gefrons, herinneringe wat stadig terugkeer. Die kinders my babas. Waar is my babas? Die verpleegster se gesig het verstaar. Sy het na die deur gekyk asof sy wou vlug. Ek sal die dokter roep, mevrou. Ek wil my kinders sien, het Elise aangedring, haar stem sterker. Hoekom bring niemand my kinders nie? Waar is hulle? Die deur het oopgegaan en Hendrik het binnegekom, sy gesig bleek en vermoeid. Een kyk na hom en Elise het geweet dat iets verskriklik verkeerd was. Wat het gebeur, het sy gefluister. Hendrik, waar is ons seuns? Hy het na haar bed gestap, haar hand gevat. Elise, my lief, daar was 'n insident. Tannie Nomsa het die volgende oggend teruggekeer soos beloof, haar arms vol met voorrade, vars formule, doeke en selfs 'n paar babakomberse. Ek het vir jou iets gebring, het sy vir Tembi gesê terwyl sy die voorrade neersit. Uit haar sak het sy 'n koerant gehaal en dit oopgevou. Op die voorblad was 'n groot foto van 3 identiese babas, Sipho, Thabo en Themba, of eerder Frederik, Daniel en Johannes, soos die koerant hulle genoem het. Die opskrif het geskree, Vermeulen erfgename nog steeds vermis, beloning verhoog tot 4 miljoen. Tembi het na die koerant gestaar, dan na die babas wat rustig op haar matras gespeel het. 4 miljoen rand. Dit was meer geld as wat sy kon indink. Genoeg om haar lewe vir altyd te verander. Die polisie dink iemand het hulle gesteel vir losprys, het Tannie Nomsa verduidelik. Hulle dink dis 'n professionele ontvoering. Maar dis nie waar nie, het Tembi uitgeroep. Ek het hulle gevind. Hulle was alleen. Ek glo jou, my kind. Maar sal ander? Daar is mense wat die stad deursoek. Slegter mense as die polisie. Mense wat beloon wil word. Tembi het na die babas gekyk, haar hart wat pynlik klop. Wat moet ek doen, Tannie? Tannie Nomsa het langs haar gesit, haar arm om die kind se skouers. Ons moet die regte ding doen, Tembi. Vir jou en vir die babas. Maar ons moet versigtig wees. Sy het na die foto van die Vermeulens gekyk. Hierdie man is baie magtig. Hy kan jou help of hy kan jou seermaak. Ons moet seker maak dis die eerste een. Hoe? Ek het 'n plan, het Tannie Nomsa gesê, haar oë wat glinster met slimheid opgebou deur jare van oorlewing in 'n harde wêreld. Maar eers moet ek iets weet. Is daar enigiets in daardie mandjie wat kan bewys dat jy die babas gevind het en nie gesteel het nie? Enige leidraad oor wie hulle dalk daar gelos het? Tembi het gedink, dan skielik onthou. Die brief. Daar was 'n brief in die mandjie. Ek kon dit nie lees nie. Wys dit vir my. Tembi het die verkrekelde koevert onder haar bondel besittings uitgehaal en dit aan Tannie Nomsa oorhandig. Die ouer vrou het haar bril opgesit en die brief versigtig oopgemaak. Terwyl sy lees, het haar gesig verander, eers verward, dan geskok, dan hartseer. O genade, het sy gefluister. Wat sê dit, Tannie, het Tembi gevra angstig. Tannie Nomsa het die brief laat sak en vir 'n lang oomblik na die babas gekyk. Dit lyk asof daar meer aan hierdie storie is as wat enigiemand weet. Hierdie brief, dit verander alles. Wat staan in die brief, Tannie, het Tembi weer gevra, die spanning onuithoudbaar. Tannie Nomsa het diep asem gehaal. Die brief is van die kinderoppasser. Sy skryf dat sy die babas moes beskerm. Dat iemand hulle wou seermaak. Sy noem geen name nie, maar sy sê sy het gevrees vir hul lewens. Sy het hulle in die park gelos, hopend dat 'n goeie persoon hulle sou vind en hulle veilig sou hou totdat sy kon terugkom om hulle te kry. Maar wie sou babas wou seermaak, het Tembi gevra geskok. Dit sê sy nie, het Tannie Nomsa gesig. Maar sy skryf dat die persoon baie na aan die familie is. Iemand wat hulle vertrou. Sy sê sy kon hulle nie self hou nie, omdat hierdie persoon weet waar sy woon. Sy sou teruggekom het na die park die volgende dag, maar Tannie Nomsa het die koerant opgetel, na 'n klein beriggie in die hoek van die bladsy gewys. Die polisie het haar liggaam 3 dae gelede in die hawe gevind. Sy het verdrink.
Tembi het haar hand voor haar mond gesit. Dan weet niemand waarom sy die babas weggeneem het nie. Niemand behalwe ons, het Tannie Nomsa gesê, die brief versigtig terugvou. En die persoon wat haar stil gemaak het. Die implikasies was vreesaanjaend. As die kinderoppasser die waarheid geskryf het, dan was die babas nie veilig by hul familie nie. Maar wie was die bedreiging? Die vader. Iemand anders in die huishouding. Ons moet die brief na die polisie neem, het Tembi gesê. En dan wat, het Tannie Nomsa gevra. Die polisie werk vir die rykes. Hendrik Vermeulen kan mense koop soos jy en ek brood koop. As hy die persoon is wat die oppasser gevrees het, sal die polisie die brief nooit eens sien nie. Tembi het na die 3 babas gekyk, nou so dierbaar vir haar. Die gedagte dat iemand hulle wou seermaak was ondraaglik. Wat doen ons, Tannie? Ons moet meer weet, het Tannie Nomsa besluit. Oor die Vermeulens, oor die oppasser, oor alles wat gebeur het. Jy moet hier bly met die babas. Hou hulle veilig en stil. Ek gaan bietjie rond luister. Wees versigtig, Tannie, het Tembi gewaarsku, 'n knop van vrees in haar keel. Jy ook, my kind. Sluit die deure. Maak vir niemand oop nie, selfs nie vir my, tot jy my stem hoor nie. Na Tannie Nomsa se vertrek het die ure stadig verbygekruip. Tembi het die babas versorg, hulle gevoed, hul doeke geruil, met hulle gespeel. Hulle het begin glimlag vir haar, klein handjies wat na haar ruik. Elke keer as een van hulle na haar gekyk het met daardie absolute vertroue, het haar besluit om hulle te beskerm sterker geword. Teen die aand het sy 'n vreemde geluid buite die pakhuis gehoor, voetstappe, te swaar om aan Tannie Nomsa te behoort. Haar hart het in haar keel geklop terwyl sy die babas vinnig in hul mandjie gesit het, gereed om hulle te beskerm of, indien nodig, te vlug. Die voetstappe het verbygegaan. Net 'n verbyganger. Tembi het gesig van verligting, maar het geweet dat hulle nie meer veilig was nie. Te veel mense soek na die babas. Dit was net 'n kwessie van tyd voor iemand die pakhuis ontdek. Sy het begin om haar besittings bymekaar te maak, die formule, die doeke, die ekstra klere. Hulle sou vanaand nog moet trek. Sy het 'n ander skuilplek geken, dieper in die industriële gebied, verder weg van nuuskierige oë. By die Vermeulen herhuis in Kampsbaai was die spanning tasbaar. Elise Vermeulen het in die woonkamer gesit, bleek en verwaarloos, haar oë rooi van die huil. Hendrik het rieteloos op en afgestap, sy selfoon teen sy oor gedruk. Ek gee nie om wat dit kos nie, het hy in die foon gebrul. Vind daardie straatkind. Nou. Hy het die oproep beëindig en na sy vrou gekyk. Hulle is naby Elise. Die speurder sê hulle het 'n leidraad en meisie wat blomme verkoop is gesien met babaklere wat soos ons seuns lyk. 'n Kind, het Elise gefluister. Hoe kon 'n kind ons babas neem? Sy is waarskynlik net 'n boodskapper, het Hendrik gesê, sy gesig hard. Die mense agter dit sal betaal. Ek sweer dit. Elise het gesnik, haar hande wat bewe terwyl sy 'n foto van die drieling vashou wat langs haar hospitaalbed geneem is. Ek wil net hê hulle moet veilig wees. Ek wil hê hulle moet huis toe kom. Hendrik het langs haar gesit, haar hand geneem. Ons sal hulle terugkry. Ek beloof. Maar agter die standvastigheid in sy oë was daar iets anders, iets wat Elise nie kon lees nie. Vrees. Skuld. Sy kon nie sê nie. Tannie Nomsa het laat daardie aand teruggekeer, haar gesig somber. Tembi het die deur oopgemaak na die geheime klop wat hulle ooreengekom het. Ons moet praat, het Tannie Nomsa gesê, haar stem laag. Ek het baie gehoor vandag. Sy het Tembi vertel van wat sy ontdek het, gerugte onder die huisbediendes wat vir die ryk families werk. Die Vermeulen huishouding was nie so perfek soos dit gelyk het nie. Daar was praatjies van argumente, van spanning. Hulle sê mevrou Vermeulen was ongelukkig, het Tannie Nomsa gefluister. Dat meneer Vermeulen haar geld beheer, haar geïsoleer hou. Die kinderoppasser, Litty, was mevrou se enigste vertrouelinge. Dink Tannie meneer Vermeulen het die oppasser. Tembi kon die woord nie sê nie. Ek weet nie, het Tannie Nomsa eerlik gesê. Maar ek weet dat as ons na die polisie gaan, ons geen bewyse het nie. Net die woord van 'n dooie vrou en 'n straatkind teen een van die magtigste mans in die land. Wat van mevrou Vermeulen, het Tembi gevra. Kan ons haar vertrou? Dalk, het Tannie Nomsa gesê. Maar hoe kom ons by haar? Die herrehuis is bewaak soos 'n fort. En ons kan nie die babas daarna toe vat as ons nie seker is nie.
Tembi het na die bondel besittings gekyk wat sy bymekaar gemaak het. Ek het geweet ons moet trek. Daar is nog 'n plek waar ons kan wegkruip. Dit mag nie genoeg wees nie, het Tannie Nomsa gewaarsku. Die stad is vol oë en 4 miljoen rand maak mense baie oplettend. Ons benodig 'n beter plan. Hulle het stil gesit, die uitdaging oorweldigend. Hoe kon 'n arm vrou en 'n straatkind die waarheid uitvind teen iemand so magtig soos Hendrik Vermeulen? Die brief, het Tembi skielik gesê. Die oppasser het gesê sy sou terugkom om die babas te kry. As sy regtig bang was dat meneer Vermeulen hulle wou seermaak, sou sy nie teruggekom het om hulle na hom toe te neem nie. Sy moes 'n plan gehad het. Tannie Nomsa se oë het verhelder. Jy's reg, sy moes ergens heen wou gaan, iemand by wie sy hulp kon kry. Is daar iets anders in die brief? Enige leidrade? Tannie Nomsa het die brief weer uitgehaal, dit in die dowwe lig bestudeer. Sy noem 'n vriendin. Mevrou Botha in Stellenbosch. Sy sê as iets met haar gebeur, moet die persoon wat die babas vind hulle na hierdie mevrou Botha neem. Stellenbosch was buite die stad, 'n uur se ry met 'n kar, iets wat nie Tembi of Tannie Nomsa gehad het nie. Hoe kom ons daar, het Tembi gevra. Daar's 'n bus, het Tannie Nomsa gesê. Maar dis duur en met 3 babas. Ons het nie 'n keuse nie, het Tembi gesê, haar klein gesiggie vasberade. As hierdie mevrou Botha die oppasser se vriendin was, sal sy dalk weet wat regtig aan die gang is. Sy kan ons help om uit te vind of die babas veilig sal wees by hul ouers. Dis gevaarlik, Tembi, het Tannie Nomsa gewaarsku. Om die stad te verlaat met die babas sê. Dis gevaarliker om hier te bly, het Tembi geantwoord. Elke dag wat verbygaan is een meer dag wat iemand ons kan vind. Tannie Nomsa het gesig, geweet dat die kind reg was. Goed. Ek sal buskaartjies reël. Ons vertrek môreoggend vroeg. Daardie nag het Tembi min geslaap. Sy het langs die drieling gelê, hulle dopgehou in die maanlig wat deur die gekraakte venster geskyn het. Hulle was so weerloos, so vertrouvol. Sy het beloof om hulle te beskerm, en dit was presies wat sy sou doen. Maar ergens in die donker hoeke van haar hart was daar 'n ander vrees, een wat sy skaars aan haarself kon erken. Wat as die babas uiteindelik veilig by hul familie is? Wat sou van haar word? Terug na die eensaamheid, na die stryd om oorlewing op die strate. Die gedagte was amper ondraaglik. Ek is lief vir julle, het sy gefluister na die slapende gesiggies. Wat ook al gebeur, onthou dit. Die volgende oggend het Tembi en Tannie Nomsa voor dagbreek vertrek. Die drieling was verpak in 'n groot tas, en ligopeninge sorgvuldig gesny, soos 'n geïmproviseerde draagmandjie. Die plan was eenvoudig: bereik die busstasie, klim op die Stellenbosch bus, vind mevrou Botha. Maar soos hulle goed geweet het, was eenvoudige planne selde maklik. Die oggendmis het nog oor Kaapstad gehang toe Tembi en Tannie Nomsa deur die strate geslyp het, die gewig van die 3 babas in die tas wat hulle om die beurt gedra het. Die drieling was ongewoon stil, asof hulle ook die spanning van die oomblik aangevoel het. Nie veel verder nie, het Tannie Nomsa gefluister toe hulle die hoek van Strandstraat bereik het. Die busstasie was net 2 blokke verder, maar dit het soos 'n eindelose reis gevoel. Die stad was besig om wakker te word. Werkers op pad na hul dagtake het verbygestap, min aandag geskenk aan die ou vrou en kleindogtertjie met die groot tas. Maar toe hulle die busstasie nader, het Tembi se hart byna gaan staan. Voor die stasie was 'n polisievoertuig geparkeer. 2 beamptes het by die hoofingang gestaan, besig om dokumente van verbygangers na te gaan. Hulle soek ons, het Tembi gefluister, haar stem beweeg van vrees. Bly kalm, het Tannie Nomsa gesê, terwyl sy Tembi agter 'n muur intrek. Hulle soek waarskynlik enige iemand met babas. Hulle weet nie hoe ons lyk nie. Wat gaan ons nou doen? Tannie Nomsa het vir 'n oomblik gedink, haar oë wat die omgewing vinnig skandeer. Die agteringang. By die goederjaria. Ek het jare gelede daar gewerk, toe die busstasie nog nuut was. Kom. Hulle het om die blok geloop, versigtig om nie aandag te trek nie. Die agteringang was kleiner, hoofsaaklik gebruik deur personeel en afleweringsdienste. 'n Enkele sekuriteitswag het by 'n klein hek gesit, duidelik verveeld en half aan die slaap. Volg my voorbeeld, het Tannie Nomsa gefluister. En wat ook al gebeur, moenie die tas oopmaak nie. Sy het haar houding verander, regop begin loop met 'n besliste stap, soos iemand wat besigheid het om te doen. Sy het direk na die sekuriteitswag gestap en frons op haar gesig. Goeiemôre, jong man.
ons is laat vir werk. Die kospakkies vir die busbestuurders moet voor 7 afgelewer word. Die wag het slaperig opgekyk. "Its asseblief, Tannie." "Ag, moenie simpel wees nie," het Tannie Nomsa gesê, haar stem streng. "Ek werk al vir die maatskappy langer as wat jy lewe. En hierdie," sy het na Thembi gewys, "is my kleindogter wat vandag vir my kom help omdat Sarah siek is. Gaan ons nou toelaat dat die busbestuurder sonder ontbyt vertrek?" Die wag het na sy horlosie gekyk, duidelik nie lus vir 'n argument so vroeg in die oggend nie. "Gaan maar deur, Tannie. Maar maak seker jou kleindogter bly by jou." "Natuurlik," het Tannie Nomsa gesê en Thembi se hand stewig vasgegryp. "Kom, kind." Hulle het deur die hek gegaan, die tas versigtig tussen hulle. Eers toe hulle binne die stasie was, uit sig van die wag, het Tannie Nomsa toegelaat dat haar skouers ontspan. "Dit was briljant, Tannie," het Thembi gefluister, bewondering in haar oë. "Kom, ons moet die bus kry," was al wat die ouer vrou gesê het, maar daar was 'n klein glimlag op haar gesig. Die busstasie was 'n labirint van platforms en wagareas. Hulle het die bord gevind wat wys dat die Stellenbosch bus vanaf platform 8 vertrek. Die bus was reeds daar, passasiers wat in 'n netjiese ry wag om op te klim. "Het jy die kaartjies?" het Thembi gevra. Tannie Nomsa het 2 papierkaartjies uit haar sak gehaal. "Hier. Dit het byna al my spaargeld gekos. Ek sal Tannie terugbetaal," het Thembi beloof, al het hulle albei geweet dit was 'n leë belofte. "Eendag wanneer ek ryk is." "Eendag," het Tannie Nomsa gesaggies gelak. "Nou, onthou, ons stap kalm. Die tas bly toe tot ons op die bus is. As die babas begin huil, probeer hulle stil kry sonder om aandag te trek." Hulle het agter in die ry gaan staan, geduldig gewag terwyl passasiers een vir een opklim. Thembi kon voel hoe die spanning in haar skouers bou. So naby. Hulle was so naby. En toe, net toe hulle by die busbestuurder kom, het 'n klein kermgeluid uit die tas gekom. Die bestuurder het opgekyk, sy oë wat vernou. "Wat was dit?" "My maag," het Thembi vinnig gesê, haar hand op haar maag. "Ek het nog nie ontbyt gehad nie." Die man het gekyk of hy haar nie glo nie. "Wat is in die tas, Tannie?" Tannie Nomsa het nie geaarsel nie. "Kombuisware, meneer. Ek gaan vir my dogter in Stellenbosch kuier. Sy het pas 'n nuwe huis gekoop. Dis 'n geskenk." Die bestuurder het vir 'n lang oomblik na hulle gestaar, dan na die tas. Net toe Thembi seker was hy gaan hulle vra om dit oop te maak, het hy gesig en beduie dat hulle moes opklim. "Dankie," het Tannie Nomsa saggies gesê terwyl hulle verby hom stap. Die bus was halfvol, meestal pendelaars op pad werk toe. Tannie Nomsa en Thembi het sitplekke heel agter gevind, weg van nuuskierige oë. Versigtig het hulle die tas op die sitplek tussen hulle gesit. "Kan ek?" het Thembi gefluister. Tannie Nomsa het geknik, haar oë wat die ander passasiers dophou. Die meeste was besig met hul fone of koerante. Thembi het die tas liggies oopgemaak. 3 pare blou oë het na haar opgestaar. Die babas was wakker maar stil, asof hulle weet dat geraas gevaar sou bring. "Ons gaan julle veilig hou," het sy gefluister, versigtig hulle wangetjies gestreel. "Nog net 'n bietjie langer." Die bus het begin beweeg, stadig deur die oggendverkeer van Kaapstad, dan vinniger soos hulle die hoofpad na Stellenbosch bereik het. Thembi het by die venster uitgekyk, die stad wat agter hulle verdwyn. Vir die eerste keer in haar lewe het sy Kaapstad verlaat. "Hoe sal ons mevrou Botha vind?" het sy na 'n ruk gevra. Die brief noem haar adres, Dorpsstraat 45. Dis in die ou deel van die dorp. "Ons sal dit vind," het Tannie Nomsa verseker. 'n uur later het die bus Stellenbosch binne gery. Die dorpie was kleiner as Kaapstad, rustiger, met sy historiese geboue en wye strate omring deur berge en wingerde. Die herfsblare het die strate in goud en rooi geklee. Hulle het by die busstasie afgeklim, die tas nou swaarder omdat die babas onrustig begin word het. Dit was tyd vir hul voeding en Thembi kon sien hulle begin honger raak. "Ons moet gou maak," het sy vir Tannie Nomsa gesê. Hulle het 'n vriendelike verbyganger gevra waar Dorpsstraat was, en het gelukkig uitgevind dit was net 'n kort entjie van die stasie af. Met die tas tussen hulle, het hulle begin stap, die straat opgesoek wat hulle hoop op veiligheid verteenwoordig het. Dorpsstraat was 'n pragtige laan met ou koloniale geboue, sommige nou omskep in winkels en restaurante. Nommer 45 was naby die bopunt van die straat, 'n elegante, Kaaps-Hollandse huis met 'n netjiese tuin en 'n wit hek.
Dit lyk soos die huis van 'n ryk persoon, het Tembi gefluister, skielik onseker. Die kinderoppasser het mevrou Botha vertrou, het Tannie Nomsa herinner. Ons moet ook. Hulle het die hekkie oopgemaak en na die voordeur gestap. Tannie Nomsa het versigtig geklop. 'n Oomblik later het die deur oopgegaan. 'n Vriendelike vrou in haar 50's het verskyn, haar grys hare in 'n netjiese bolla op haar kop. Sy het hulle met vraende oë bekyk. Ja. Kan ek help? Is u mevrou Botha, het Tannie Nomsa gevra. Ja, dis ek. Marite Botha. Tannie Nomsa het diep asem gehaal. Ons is hier oor Lithy. Die vrou se gesig het verander, 'n flits van pyn wat oor haar gelaatstrekke beweeg. Lithy. My Lithy. Ja, mevrou. Sy was 'n kinderoppasser vir die Vermeulen familie. Sy het 'n brief gelos. Mevrou Botha se hand het na haar mond gevlieg. Om my hemel. Julle het die kinders. Tembi en Tannie Nomsa het verbaas na mekaar gekyk. Hoe weet sy geweet? Kom binne, het mevrou Botha dringend gesê, haar stem laag. Gou. Voor iemand julle sien. Hulle het die huis binne gegaan, die deur wat agter hulle sluit. Die binnekant was warm en uitnodigend, vol antieke meubels en sagte ligte. Die kinders, het mevrou Botha gesê sodra hulle in haar sitkamer was. Is hulle veilig? Mag ek hulle sien? Tembi het die tas versigtig oopgemaak. Die drieling het begin spartel, duidelik verlig om uit die tas te wees. Mevrou Botha het na hulle gestaar, trane wat in haar oë vorm. Dankie tog, het sy gefluister. Ek het gebid hulle sou veilig wees. Mevrou, het Tannie Nomsa gesê, ons verstaan nie. Hoe het u geweet oor die kinders? Het Lithy u vertel? Mevrou Botha het met 'n knik na stoele beduie. Sit asseblief. Dit is 'n lang storie en een wat ek nooit gedink het ek sou met vreemdelinge deel nie. Maar julle is nie meer vreemdelinge nie, is julle? Julle het die kinders gered. Terwyl die babas rustig op 'n kombers op die vloer gelê het, het mevrou Botha hulle die waarheid vertel, 'n waarheid wat selfs skokkender was as wat hulle kon vermoed. Lithy was my dogter, het mevrou Botha begin, haar stem sag maar standvastig. My enigste kind. Sy het vir die Vermeulens begin werk kort nadat Elise uitgevind het sy is swanger. Hulle het 'n opgeleide kinderoppasser gesoek, en Lithy was perfek, sy het 'n graad in kinderontwikkeling gehad. Sy het opgestaan en 'n geraamde foto van die kaggelrak gehaal, 'n mooi jong vrou met donker hare en 'n warm glimlag. Lithy was altyd baie lief vir kinders. Sy was opgewonde om vir die Vermeulen drieling te sorg. In die begin was alles wonderlik. Sy het die babas aanbid en mevrou Vermeulen was 'n gawe werkgewer. Maar iets het verander, het Tannie Nomsa gesê, dit was nie 'n vraag nie. Mevrou Botha het stadig geknik. Omtrent 2 maande gelede het Lise my gebel, baie ontsteld. Sy het gesê sy het iets ontdek, iets wat haar bang gemaak het. Sy wou nie oor die foon praat nie, maar sy het gesê dit het met meneer Vermeulen te doen. Tembi het na die babas gekyk, nou tevrede en spelend op die kombers. Het sy gesê wat dit was? Nie toe nie. Sy het gesê sy sou my die naweek kom sien om dit te bespreek. Maar sy het nooit opgedaag nie. Mevrou Botha se oë het met trane gevul. Die volgende wat ek hoor, is dat die Vermeulen drieling verdwyn het en Lithy word as verdagte gesoek. En toe het hulle haar gevind. Tannie Nomsa kon nie die sin voltooi nie. In die hawe, ja. Mevrou Botha het 'n sakdoek uitgehaal en haar oë gedroog. Die polisie sê dit was 'n ongeluk. Dat sy dalk selfmoord gepleeg het uit skuldgevoel. Maar ek het my dogter geken. Lithy sou nooit hê. Sy het haar keel skoongemaak. Sy sou nooit die kinders in gevaar stel of haarself skade aandoen nie. Iets het gebeur. Iets het haar gedwing om die babas weg te neem en te versteek. Die brief, het Tembi gesê. Sy het geskryf dat iemand die babas wou seermaak. Ja, en ek glo haar, het mevrou Botha gesê. Lithy was nie iemand wat stories opmaak nie. As sy gedink het die kinders was in gevaar, dan was hulle. Maar van wie, het Tannie Nomsa gevra. Die brief noem geen name nie. Mevrou Botha het 'n oomblik stil gebly, asof sy huiwer om haar vermoedens te deel. Lithy het my vertel dat meneer Vermeulen 'n ander kant het. Een wat die publiek nie sien nie. Hy kon vreeslik jaloers wees, het Lithy gesê. Beheerend.
Mevrou Vermeulen was onder streng toesig, min vriende, min vryheid. Dink jy hy sou sy eie kinders seermaak, het Tembi gefluister, die gedagte vrees aanjaend. Ek weet nie, het mevrou Botha eerlik gesê. Maar ek weet dat Letty genoeg gesien het om te vrees vir hul veiligheid. En nou is sy. Sy het haar oë toegemaak, diep asem gehaal om haarself te kalmeer. Wat doen ons nou, het Tembi gevra angstig. As ons die babas terugneem na hul ouers en meneer Vermeulen is gevaarlik he. Maar as hy onskuldig is, het Tannie Nomsa bygevoeg, hou ons 3 kinders weg van hul familie. Dis ook verkeerd. Mevrou Botha het hulle lank bestudeer, die klein straatkind en die bejaarde vrou, wat sulke risiko's geneem het om 3 onbekende babas te beskerm. Ek dink daar is net een manier om uit te vind wat die waarheid is, het sy uiteindelik gesê. Ons moet met Elise Vermeulen praat. Alleen. Hoe, het Tannie Nomsa gevra. Sy is omring deur sekuriteit en personeel. Hoe kom ons by haar uit? Ek was Letty se ma, het mevrou Botha gesê, nuwe vasberadenheid in haar stem. Dit gee my 'n rede om met mevrou Vermeulen te praat. Ek kan vra om haar te sien, om my dogter se besittings te kry en my meegevoel te betoon. Hendrik Vermeulen sal dit moeilik vind om so 'n versoek te weier sonder om verdag te lyk. Maar die babas, het Tembi begin. Bly hier veilig, het mevrou Botha gesê. My huis het 'n alarmstelsel en niemand sal verwag dat die kinders hier is nie. Ek gaan saam, het Tannie Nomsa besluit. As Letty se ma se vriendin. 2 oë is beter as 1. Dit maak sin, het mevrou Botha ingestem. Tembi kan hier bly met die kinders. Hulle ken haar die beste. Die plan was gemaak. Mevrou Botha sou die Vermeulen huishouding bel en 'n besoek reël met Tannie Nomsa as haar metgesel. Hulle sou probeer om Elise alleen te kry om die waarheid uit te vind. Was Hendrik Vermeulen 'n bedreiging vir sy eie kinders? En was hy verantwoordelik vir wat met Letty gebeur het? Terwyl mevrou Botha die oproep maak, het Tembi die babas se doeke geruil en hulle gevoed met formule wat mevrou Botha verskaf het. Dit was die eerste keer sedert sy hulle gevind het dat sy nie alleen verantwoordelik was vir hul welsyn nie. Dit was 'n vreemde gevoel, 'n mengsel van verligting en 'n klein bietjie verlies. Sipho Tabu Temba, het sy gesê terwyl sy hulle een vir een saggies op die rug klop na voeding. Dalk kry julle binnekort julle regte name terug. Mevrou Botha het teruggekom, haar uitdrukking bedees, maar hoopvol. Dis gereël. Ons gaan môreoggend soontoe. Die huishulp het gesê Elise is alleen tuis, Hendrik is in die stad vir besigheid. Het sy gesê hoe mevrou Vermeulen is, het Tannie Nomsa gevra. Net dat sy baie ontsteld is, wat verstaanbaar is. Mevrou Botha het 'n blik na die babas gewerp. Ek wonder wat sy sou sê as sy weet hoe naby haar kinders eintlik is. Daardie aand het Tembi in 'n regte bed geslaap, die drieling veilig in 'n kinderbedjie langs haar wat mevrou Botha uit die solder gebring het. Dit was die bed waarin Letty as baba geslaap het. Die gedagte het Tembi hartseer laat voel, nog 'n lewe wat te vroeg beëindig is. Die volgende oggend het mevrou Botha en Tannie Nomsa vroeg vertrek. Hulle sou 'n huurmotor na Kaapstad neem, 'n luukse wat mevrou Botha kon bekostig. Onthou, het sy vir Tembi gesê voor hulle vertrek, moenie die deure oopmaak vir enige iemand nie. Hou die baba stil. As daar enige probleme is, gebruik die telefoon. Ek het die nommer neergeskryf. Tembi het geknik, skielik bang. Wees versigtig. As meneer Vermeulen gevaarlik is, ons sal versigtig wees, het Tannie Nomsa beloof, die klein dogtertjie styf teen haar vasgedruk. Jy het hierdie kinders so ver beskerm. Nog net 'n bietjie langer. Na hulle vertrek het die huis stil gevoel. Tembi het rusteloos rondgeloop, die drieling dopgehou terwyl hulle slaap, gewonder wat by die Vermeulen herhuis gebeur. Sou hulle die waarheid ontdek? En wat dan? By die Vermeulen herhuis in Kampsbaai het Elise alleen in die sitkamer gesit, haar oë leeg van slapelose nagte. Die oproep van Letty se moeder het haar verbaas. Sy het nie eens geweet die kinderoppasser het 'n moeder in Stellenbosch gehad nie. Maar dit het sin gemaak dat die vrou haar dogter se persoonlike besitting sou wil hê, veral na so 'n tragiese. Elise kon nie eens die woord in haar gedagtes vorm nie. Alles was te oorweldigend. Eers die motorongeluk, toe die verdwyning van haar babas, en toe die nuus oor Letty. Haar hele wêreld het uitmekaar geval in 'n kwessie van dae. Hendrik was byna obsessief in sy soektog.
Hy was skaars tuis, altyd in die stad, besig om die polisie aan te poor, privaat speurders te betaal, belonings te verhoog. Sy toewyding was bewonderingswaardig, maar soms het Elise gewonder of daar iets anders was, iets wat hy vir haar wegsteek. Die deurklokkie het gelei. Elise het regop gesit, haar hare vinnig reggestoot. Sy wou ten minste probeer om beheers te lyk vir haar besoekers. Die huishulp het 2 vroue binne gelei, 'n waardige, gryskop dame in netjiese klere en 'n ouer swart vrou in 'n eenvoudige rok en serp. Mevrou Vermeulen het die huishulp aangekondig. Hierdie is mevrou Botha en haar vriendin mevrou Nomsa. Elise het opgestaan, haar hand uitgestrek. Mevrou Botha, dankie dat u gekom het. Ek is so jammer oor u verlies. Mevrou Botha het haar hand geneem, dit saggies gedruk. En ek oor u sin, mevrou Vermeulen. Het hulle enige nuus van die kinders? Nog niks nie, het Elise gesê, haar stem wat effens breek. Maar my man is optimisties. Hulle het 'n leidraad, 'n kind wat blomme verkoop wat met babas gesien is. Mevrou Botha en tannie Nomsa het vlugtige blikke gewissel, te vinnig vir Elise om op te merk. Sit asseblief, het Elise gesê, na die banke beduie. Kan ek vir u tee aanbied? Dit sou wonderlik wees, het mevrou Botha gesê. Nadat die huishulp tee gebring het en die kamer verlaat het, het mevrou Botha diep asem gehaal. Mevrou Vermeulen, ek moet met u oor iets belangrik praat. Iets sensitief. Elise se wenkbroue het gelig. Ja. Dit gaan oor Lekkie, my dogter. En oor u man. Elise het verstaar, haar teekoppie halfpad na haar lippe. My man. Wat van hom? Mevrou Botha het vorentoe geleun. My dogter het my gebel, kort voor die babas verdwyn het. Sy was bang, mevrou Vermeulen. Sy het gesê sy het iets ontdek, iets oor u man wat haar diep ontstel het. Elise het die teekoppie neergesit, haar hand wat effens bewe. Wat presies het sy gesê? Sy wou nie oor die foon praat nie. Maar sy was bang genoeg om. Mevrou Botha het geaarsel, toe voortgegaan. Om u kinders weg te neem om hulle te beskerm. Elise se gesig het verbleek. Wat sê u? Lekkie het my kinders gevat. Om hulle te beskerm, het tannie Nomsa vinnig bygevoeg. Sy was oortuig hulle was in gevaar. Van wie? Elise se stem was skaars 'n fluistering. Van Hendrik. Dit is belaglik. Hy is hul vader. Hy is gebroke oor hul verdwyning. Is hy, het mevrou Botha gevra, haar oë wat Elise se vashou. Of is daar iets meer aan die verhaal? Het Lekkie enigiets met u gedeel, enige bekommernisse? Elise het opgestaan, skielik ontsteld. Ek dink u moet gaan. Ek kan nie hier sit en luister hoe u my man beskuldig nie. Mevrou Vermeulen, asseblief, het tannie Nomsa gepleit. Ons wil net die waarheid weet. Die kinders se veiligheid. My kinders is weg, het Elise uitgeroep, trane wat nou vrylik oor haar wange stroom. Hulle is weg, en Lekkie is dood, en my hele lewe val uitmekaar. En nou kom u hier met hierdie beskuldigings. Tannie Nomsa het opgestaan, stadig na Elise geloop en haar versigtig terug na die bank gelei. Sit asseblief, mevrou. Luister net 'n oomblik. Ons is hier omdat ons omgee. Ons wil help. Elise het toegelaat dat sy teruggelei word, haar liggaam wat nou bewe van emosie. Hoe kan u help? Mevrou Botha het diep asem gehaal. Ons weet waar die kinders is. Die woorde het soos 'n elektriese skok deur die kamer gegaan. Elise het verstaar, haar oë wyd. Wat het u gesê? Hulle is veilig, het tannie Nomsa saggies gesê. Hulle word goed versorg. Maar voordat ons u kan vertel waar hulle is, moet ons seker wees dat hulle veilig sal wees as hulle terugkom. Natuurlik sal hulle veilig wees, het Elise uitgeroep. Hulle is my babas. My lewe. En Hendrik, het mevrou Botha gevra. Sal hulle veilig wees by hom? Elise het stil gebly, haar oë wat skielik wegdraai. Vir die eerste keer het hulle 'n glimps gesien van iets anders, vrees, miskien of twyfel. Elise, het mevrou Botha gesê, haar stem sagter, die formaliteit verval. My dogter het gedink die kinders was in gevaar. Sy het haar lewe gegee om hulle te beskerm. As daar enigiets is wat u weet, enigiets wat u vrees, nou is die tyd om dit te sê. 'n Lang stilte het gevolg. Toe Elise uiteindelik praat, was haar stem so sag dat hulle vorentoe moes leun om haar te hoor.
Hendrik was nie altyd goed vir my nie. Hy het meer. Hy beheer alles. My skedule, my vriende, ons geld. Sy het haar oë toegemaak. Hy was obsessief oor die babas van die oomblik dat hulle gebore is. Nie op 'n goeie manier nie. Dit was asof hulle besittings was. Sy erfgename. Sy eiendom. Het hy hulle ooit seer gemaak, het Tannie Nomsa gevra. Elise het haar kop geskud. Nee. Nie direk nie. Maar hy was kwaad dat hulle meer aandag van my kry as hy. Hy het gedreig om 'n ander oppasser te kry, een wat hy gekies het. Hy wou Litty afdank. Waarom, het mevrou Botha gevra, haar hart wat versnel. Omdat sy en ek vriende geword het. Omdat sy my gehelp het. Sy het voorgestel dat ek 'n rekening in my eie naam open, dat ek 'n bietjie onafhanklikheid kry. Toe Hendrik dit uitvind. Elise het gebewe by die herinnering. Ek het nog nooit sy oë so gesien nie. So koud. Tannie Nomsa en mevrou Botha het na mekaar gekyk. Die prentjie het al hoe duideliker geword. Die motorongeluk, het mevrou Botha stadig gesê. Het dit regtig gebeur soos Hendrik sê? Elise se oë het opgekyk, skielik skerp. Wat bedoel u? Was dit regtig 'n ongeluk? Elise was lank stil, haar gedagtes duidelik ver weg. Die remme het geval. Die ondersoekbeampte het gesê dis 'n meganiese fout. Maar het Tannie Nomsa aangemoedig. Die dag voor die ongeluk het ek Hendrik vertel ek oorweeg dit om weg te gaan. Om die babas te vat en by my suster te bly. Hy het gelag en gesê ek sou nêrens gaan nie. Haar oë het terug na hulle gekom, skielik helder met besef. Litty het die motor elke dag voor my gebruik. Sy het die babas altyd eers uitgevat vir 'n stappie, dan my later kom oplaai vir my doktersafsprake. Ek dink Hendrik het die motorongeluk beplan, maar dit was veronderstel om Litty en die babas te tref, nie, het mevrou Botha saggies gesê. Elise se hand het na haar mond gevlieg. O my God! En toe u in die hospitaal was, het Litty die babas weggevat om hulle te beskerm, het Tannie Nomsa voltooi. Sy moes iets gesien het, iets wat haar oortuig het van die gevaar. Litty se selfoon, het Elise skielik gesê. Ek het dit. Die polisie het dit vir my gegee nadat hulle dit ondersoek het. Hulle het gesê daar was niks verdags op nie, maar ek het dit gehou omdat hy. Sy het nie die sin voltooi nie, maar hulle het verstaan. Dit was haar laaste skakel met haar vriendin. Kan ons dit sien, het mevrou Botha gevra. Elise het opgestaan, na 'n laai in 'n nabygeleë kabinet gegaan en 'n selfoon uitgehaal. Hier. Mevrou Botha het dit aangevat, die foon aangeskakel. Die battery was laag, maar nog werkend. Sy het deur die boodskappe gegaan, dan die foto's, soekend na enige iets wat kon verduidelik waarom haar dogter so desperaat genoeg was om 3 babas weg te neem. En toe het sy dit gevind, 'n foto geneem van 'n rekenaarskerm, wat lyk soos 'n e-pos van Hendrik aan iemand met 'n onbekende e-posadres. Die inhoud het haar bloed laat stol. Ek het dit uitgevind. Ek wil wegloop met die kinders. Dit kan nie gebeur nie. Maak seker die ongeluk lyk oortuigend. Die oppasser neem hulle gewoonlik uit om 9:00. Maak seker sy en die 3 klein probleme is in die motor. Sy het die foon stil aan Elise oorhandig, wat die boodskap gelees het, haar gesig wat alle kleur verloor. Dit kan nie waar wees nie, het sy gefluister. Litty het dit gesien, het mevrou Botha saggies gesê. Dis hoekom sy die kinders geneem het. Sy het geweet hulle was in gevaar. Maar sy kon nie geweet het dat hulle haar sou vind nie. Die hawe, het Elise gesê, die legkaart wat finaal in plek val. Dit was nie 'n ongeluk nie, was dit? Ek dink nie so nie, het Tannie Nomsa sag gesê. Vir 'n lang oomblik was die kamer stil, die waarheid wat swaar tussen hulle hang. Toe het Elise regop gesit, haar gesig wat verander na 'n uitdrukking van vasberadenheid wat hulle nog nie tevore gesien het nie. My kinders, het sy gesê, haar stem sterk en duidelik. Waar is my kinders? Hulle is veilig in Stellenbosch, het mevrou Botha haar verseker. By my huis, saam met die dapper jong dogtertjie wat hulle gered het, toe sy hulle in die park gevind het. Ek wil hulle sien, het Elise gesê. Nou dadelik. En Hendrik, het Tannie Nomsa gevra. Elise se oë het verhard. Hy sal nooit weer naby my of my kinders kom nie. Nooit. Sy het die selfoon styf in haar hand vasgehou. Ek het nou die bewyse wat ek nodig het.
Dan het mevrou Botha gesê met 'n klein glimlag, laat ons u na u kinders toeneem. In die volgende uur het Elise 'n paar noodsaaklike items gepak, 'n brief aan die huishulp gelos dat sy op 'n dringende reis moes gaan, en stilletjies saam met mevrou Botha en Tannie Nomsa in die huurmotor geklim wat buite gewag het. Die rit na Stellenbosch was gevul met gespanne verwagting. Elise kon skaars stilsit, die gedagte dat sy haar babas binnekort sou sien was byna oorweldigend. Hierdie meisie, het sy gevra, die een wat my kinders gevind het. Wie is sy? Haar naam is Tembi, het Tannie Nomsa gesê. Sy is 7 jaar oud. Sy is 'n straatkind wat op haar eie oorleef deur verwelkte blomme te verkoop. En sy het my 3 seuns versorg. Heeltemal op haar eie. Sy is 'n besonderse kind, het Tannie Nomsa beaam. Sy het hulle naam gegee, Sipho, Thabo en Themba. Sy het hulle liefgehad asof hulle haar eie was. Elise het stil gebly, diep in gedagte. Toe hulle by mevrou Botha se huis aankom, het Elise nie eens gewag vir die motor om heeltemal tot stilstand te kom nie. Sy het uitgespring en na die voordeur gehardloop. Binne het Tembi op die vloer gesit met die drieling, besig om met hulle te speel. Die geluid van die deur wat oopgaan het haar laat opkyk, haar oë wyd van vrees. Maar dit was nie die gevaar wat sy verwag het nie. 'n Vrou het die kamer binnegekom, die mooi blonde vrou van die foto, maar nou bleek en dunner met donker kringe onder haar oë. Die vrou het na die babas gestaar, trane wat onmiddellik begin stroom. My babas, het sy gefluister. My seuns. Die drieling het opgekyk en een van hulle, Sipho, het 'n opgewonde geluid gemaak toe hy sy ma herken. Dit was al wat Elise nodig gehad het. Sy het vorentoe gestrompel en op haar knieë geval langs die babas, hulle een vir een opgetel, drukkies gegee, hul gesigte met trane bedek. Ek het julle gemis, het sy tussen snikke gesê. Ek het julle so gemis. Tembi het stadig opgestaan, onseker oor haar plek in hierdie hereniging. Sy het Tannie Nomsa se hand gevat, gereed om terug te staan. Maar Elise het opgekyk, haar oë wat Tembi se vind. Jy is Tembi, het sy gesê. Die meisie wat my seuns gered het. Tembi het geknik, skielik skaam. Kom hier, het Elise gesê, 'n arm uitgestrek terwyl sy die babas met die ander vashou. Huiwerig het Tembi nader gestap. Elise het haar in 'n stywe omhelsing ingetrek. Dankie, het sy gefluister. Dankie dat jy hulle veilig gehou het. Dankie dat jy hulle liefgehad het. Die volgende paar dae was 'n warrelwind van aktiwiteit. Met die bewyse op Lethei se selfoon het Elise die polisie gekontak en 'n saak teen Hendrik geopen. Die nuus het die stad geruk, die gerespekteerde sakeman wat glo sy eie familie wou laat verdwyn. Vir Tembi was dit 'n tyd van verwarring. Sy was bly dat die babas veilig by hul moeder was, maar die gedagte om afskeid te neem van Sipho, Thabo en Themba was hartverskeurend. Op die 3de dag na die hereniging het Elise Tembi gevind waar sy alleen op die stoep sit, kyk hoe die son oor die Stellenboschberge sak. Mag ek by jou sit, het Elise gevra. Tembi het geknik. Ek moet jou iets vra, het Elise gesê nadat hulle 'n rukkie in stilte gesit het. Iets belangriks. Tembi het na haar opgekyk, onseker. Ek gaan nie teruggaan na Kaapstad toe nie, het Elise gesê. Daar is te veel herinneringe, te veel pyn. Ek het besluit om hier in Stellenbosch te bly, naby mevrou Botha. Sy was soos 'n ma vir Lethei, en ek dink sy kan dieselfde vir my wees. Sy het Tembi se hand geneem. Ek gaan 'n nuwe begin hê met my seuns, 'n veiliger, gelukkiger lewe. Dis goed, het Tembi gesê, haar stem sag. Maar daar is iets wat ontbreek, het Elise voortgegaan. Iemand wat my kinders beter ken as enige iemand anders. Iemand wat hulle deur die donkerste tyd versorg het, wat hulle name gegee het vol betekenis en hoop. Tembi het haar asem ingehou, skielik bang om te hoop. Tembi, het Elise gesê, haar stem wat breek met emosie, sou jy by ons wou bly? Om deel te wees van ons familie. Om 'n ouer suster te wees vir Frederik, Daniel en Johannes, of soos jy hulle noem, Sipho, Thabo en Themba. Tembi kon nie praat nie. Trane het in haar oë gevorm en oor haar wange geloop. Ek kan jou nie alles teruggee wat jy verloor het nie, het Elise saggies gesê. Maar ek kan jou 'n huis gee. Skool en familie. En 3 klein broertjies wat jou reeds liefhet. Regtig, het Tembi uiteindelik gefluister. Regtig, het Elise bevestig, haar eie oë wat nou ook met trane skitter. Jy het my familie gered, Tembi. Laat my joune wees.
Die antwoord was 'n omhelsing so sterk en vol emosie dat woorde onnodig was. 5 jaar later het 'n jong dogter van 12 met 'n helder glimlag en lewendige oë 3 identiese seentjies van 5 jaar oud gelei deur die strate van Stellenbosch na hul eerste skooldag. Hul moeder het agter hulle geloop, glimlaggend terwyl sy die besondere band tussen die 4 kinders waarneem. Thembi Vermeulen, eens 'n verlore kind van die strate, was nou 'n gelukkige suster, student, dogter. Die klein straatkind wat eens blomme verkoop het om te oorleef, het nou 'n tuin vol lewe en liefde om in te bloei. En die 3 broertjies wat sy gered het, Frederik, Daniel en Johannes aan die wêreld, Sipho, Thabo en Themba aan haar, het opgegroei met die kennis dat familie nie deur bloed alleen bepaal word nie, maar deur die keuses wat ons maak om mekaar te beskerm, te versorg en lief te hê. Die werklike skat was nooit die Vermeulen fortuin nie, maar die onwrikbare liefde van 'n dogtertjie wat besluit het om 3 weerloses te beskerm, ongeag die koste. Vimda hysteria. Geagte luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Thembi en die Vermeulen drieling julle hart geraak het. Vir meer aangrypende verhale soos hierdie, klik asseblief op die spesiale spellys wat ons voorberei het. Jy kan dit aan jou linkerkant vind. As jy van hierdie verhaal gehou het, moenie vergeet om ons kanaal te volg en die video 'n duim op te gee nie. Ons bring elke dag unieke verhale wat die kompleksiteit van die lewe verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien uit daarna om julle kommentaar te lees.